As ek wil hê dat Suid-Afrika terugdraai na God, moet ek by myself begin. Dit help nie ek bid dat die land sal terugdraai na God, maar ek self bly in sonde leef nie. Ek kan nie bid dat die Here kragtig in ander mense se lewe moet werk, as ek self kies om te leef in die sonde waarvoor Jesus sy lewe moes gee nie. Die Here Jesus het 'n baie duur prys vir ons sonde betaal. Om saam te praat oor alles wat verkeerd is en wat ander mense verkeerd doen, beteken niks. As ek verandering wil hê en wil hê dat die Here moet ingryp en ons land omdraai, dan moet ek bid dat die Here by my begin. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, ons moet onsself as lewende en heilige offers aan die Here gee en nie deel van hierdie sondige wêreld word nie. Ons moet bid dat die Heilige Gees ons gees en gedagtes nuut maak, sodat ons God se wil vir ons lewe al beter kan verstaan. Ek breek met my ou sondige lewe, deur nie langer saam te gaan met al die verkeerde wat gebeur nie, maar eerder myself vir God se plan met my lewe te gee en toe te laat dat hy deur die Heilige Gees my hele lewe nuut sal maak, sodat almal sy kragtige werk in my lewe kan sien. In 'n tyd wat baie mense moed en hoop verloor het, kan God se werk in my en jou lewe vir hulle weer nuwe moed en hoop gee. As ek God toelaat om deur sy Gees in my te werk, kan almal sien wat in ons lewe gebeur as ons God weer terugbring as die God van ons lewe. Wat verhinder jou om met jou sonde te breek en God toe te laat om deur jou lewe, deur die kragtige werk van die Heilige Gees, verander, moed en hoop te gee?